Volgende week. Baie welkom by Kuier om die Woord op hierdie Woensdag. Sonskyn vandag. Ons het 'n paar bewolkte dae gehad. Ek hoop nie julle het ook bewolk geraak tussen die ore as gevolg daarvan nie. Gelukkig Christus binne in ons se sonskyn aanhoudend. Sê amen. Maak nie saak wat die weer sê nie. Ons het Christus in ons en daarom gaan dit net goed. Ons is besig met Jesaja 65. Ja. 65 Ja, jaar. in Afrikaans sê 65. mense dit mos nou andersom as die Engels, 65. Die sê in Afrikaans 5 eerste, 65. 66. Nou ja, ons het nogal vinnig gevorder tot by vers 13 is dit al. OK, dis julle wat ons so ophou, né? Want julle is swaar om te verstaan en moet ons ouer en oor verduidelik. Nee, daarom nie. So almal wat nou luister ook, kom ons geniet dit almal saam. Pastoor Mimpie is altyd besig om baie studie te doen en naslaanwerk. Ek waardeer dit baie. En ons almal waardeer dit baie, Pastoor Mimpie. Baie dankie daarvoor. Nou die opskrif is die opstandige volk en die knegte van die Here. Nou het jy gesê verlede keer ons change into 'n bietjie gears. Van daai of is dit nog steeds dieselfde onderwerp? Is nog steeds dieselfde onderwerp, maar daar gaan so 'n verskywingkie kom as ons kom by 66. OK, so ons begin, ek wil graag begin by vers 10. Ja, so ons gaan 'n bietjie reverse. So ons Ek reverse 'n so bietjie, ons ja. het gears gechange, ons reverse nou. Ja, so 'n Okay. bietjie van 'n inleiding. Praat ons nou Engels en Afrikaans nie mekaar, maar reverse is mos Afrikaans, né? Ja. As jy nou sê tree laat, dan skrik mense hulle boeglam in Tree, Afrikaans. as jy sê tree, dan dink hulle jy Okay. praat van Kriet. En Saron, OK, Saron. Dis wat ek gou gaan agterna kyk het. Almal praat van die roos van Saron. Wat is die roos van Ja, hierdie is Saron? Sarons met 'n hoofletter geskryf. Dis die roos van Saron. Ek sien. Okay, jy wys nou 'n prentjie, maar die mense wat nou luister kan nie sien nie. Dit is 'n baie eenvoudige roos. Hy het nie baie blaartjies nie, hy's enkelvoudig. Ja, dit lyk soos 'n ja, hy's beskryf hom tog, dat die mense wat nou luister ook kan sien. Hierdie struik het jy in baie ou mense se tuine gesien. En Is daar nie jong mense kweek nie die goed nie. Of is dit so lank in hulle tuine, hulle was jonk toe hulle dit geplant het, toe raak hulle oud en toe. Okay. dis die oorspronklike roos van Saron. Beskryf hom nou net vir die mense. Hy's pers. Ja, hy lyk amper soos 'n pers mon- en dan ja. het hy donkerrooi in die middel en dan het hy so stammens wat 'n bietjie lank is. Daai kleure verwys vir my die purperkleur. Purper. Ja. Ons het daai liedjie, né? Die man met die Die man purperkleur. met die purperkleur. En dit wys na sy lyding en sy koninklikheid. Ja. Okay. En wat se ander kleure is daar? Nou, jy Daar's 'n kry hom pers, ook, daar's 'n jy kry hom ook in donker wit. pers wat na bloed lyk. Jy kry hom ook in wit en dan het hy hierdie kleiner blaartjies. Hierdie plant groei in woestynagtige dele en enige plek. So Dis dis 'n hoekom die ou taaiplant, mense dis 'n hom taaiplant. in hulle tuine gehad het en hierdie So hy het nie baie water nodig. glad nie. En dit is die hibiscus. My wêreld. Wat vertel jy my nou? By die munisipaliteit, voor die munisipaliteit, daar staan ook Dat hele paar ja, ons het 'n hele paar in ons tuin, ja. So al wat hulle gedoen het hulle het hierdie roos van Saron gevat of die hibiscusplant, ek het nou nie sy botaniese naam nie, en hulle het hom bietjie hybridiseer. Is dit nie waarvan hulle die hibiscus tee maak nie? Ja, ek sal graag daarby wil uitkom. If you give me a chance. So hierdie plant het baie genesende eienskappe, antibioties, antioksidant en 'n tee van hierdie blare bring bloeddruk af. Ah, So daar was 'n genesende ding rondom hierdie plant. so as hy nie ons En groot nou geneesheer word Jesus word genoem die roos van Saron. Wow.
Want dis die mooiste ding, is die mooiste blom, dit het genesing, dit het opbouende eienskappe, dit maak ook sterk as jy hierdie tee drink, ensovoorts, ensovoorts. Dis die roos van Nou, Saron. ek het nou nie eens geweet, jy gaan al hierdie goed verduidelik nie, en hier het ek nou vir myself persoonlik 'n sakkie hibiscus tee saamgebring, wat ek nou net so sonder melk gaan drink, as ons net nou gaan lekker tee en koffie drink. Ek wil net vir die mense sê hoe baie mis julle as julle nie persoonlik hier is nie, want hier kry ons koek en tertjies en allerlei lekker goed, en koffie en tee na dit, en dan fellowship is nog steeds lekker om die woord. Nou verstaan jy waarom vers 10 en Saron is 'n weiveld waar hierdie plante in basies wild gegroei het. En as jy uitgekyk het op hierdie vallei, het jy die Saron se roos gesien oral blom. Nou sou die diere dit Maar ook hy- geëet het. Ek, Ja, hierdie ou se diere het beslis dan nie hoë bloeddruk gehad nie. En die simboliese betekenis daarvan is dan dat dit is Jesus Christus wat in die vallei dis is. fantasties, né? Want dit is die roos van Saron. En Jesus sê ek is die lewende brood wat geëet moet word, dis sy woord. Hy sê vir my volk wat my gesoek het. Dis hoekom Jesus daar is. Vir my volk wat my gesoek Soek het. het. Maar nou dadelik kom Jesaja weer net die volgende vers. Maar julle wat die Here verlaat het en wat die heilige berg vergeet het, wat 'n tafel gedek het vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot. Onthou nou, hulle het afgode geaanbid en hulle het allerhande mengsels gemaak en allerhande konkoksies gedrink en hulle het geglo dit gaan vir hulle genesing bring en dit gaan vir hulle geluk bring, terwyl die roos van Saron, Jesus Christus, het En ek reeds voorgestel. alles voorsien. Ja. En hier kom hulle na die geluksgod toe en hulle kom na die afgode toe en hulle drink hierdie mengsels en hulle drink dit en hulle sê, dit gaan ons help. So hulle wil nie meer die Here se hulp hê nie. Yes. Hulle soek nou die afgode se hulp. Nou hierdie geluksgod, is dit nie die lotte nie. Dis nou interessant, né? Ek weet julle steek almal die hande op wat lotte speel. Nee, nou is ons baie heilig, né? Weet, dis vir my so tragies, daar's die armste mense staan toue daar om lotte te speel. Hulle het nie geld nie, maar hulle vat nog die laaste broodgeld en speel hulle lotte vir daai geluksgod. Nou, onthou nou, hier kom Jesaja nou weer en hy spreek direk teen die Israeliete en hy sê, maar ek, hoofletter, sal julle bestem vir die swaard en julle sal almal buig om geslag te word, omdat ek, hoofletter God, julle geroep het, maar julle het nie geantwoord nie. Ek het gespreek, maar julle het nie geluister nie, maar gedoen wat verkeerd is in my oë en verkies het om my, hoofletter, nie te behaag nie. Daarom, so sê die Here, kyk, my knegte sal eet, maar julle sal honger bly. My knegte sal drink, maar julle sal dors bly. Kyk, my knegte sal bly wees, maar julle sal beskaam staan. Dit klink soos nagmaal hierdie. En Jesus sê, ek is die brood, en hy stel dan ook die nagmaal in, en dikwels julle dit eet en drink, sal julle my lewe in julle. In Johannes 6, as ons hom eet en drink, sê Jesus self, het julle die ewige lewe, tydlose, afstandlose lewe, teenswoordigheid van die Vader. Nou vers 14, kyk my knegte, daar's altyd 'n remnant, daar's altyd 'n paar mense, wat aanhou om die Here te dien. Kyk my knegte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is, maar julle sal skreeu van pyn in die hart en huil deur die verbreking van gees. Nou wil ek net 'n bietjie agtergrond gee. Jesaja het hierdie profesie uitgespreek direk vir die Israeliete. En die Israeliete het so aanstoot geneem, omdat hy so reguit vir hulle gesê het. Hy het reguit vir hulle gesê, man, julle is rebels, julle wil nie die Here dien nie, julle is so en so en so. Jesaja het nie doekies omgedraai nie. Hy is God se mondstuk. Hy is God se mondstuk. En hier sê hy, julle sal almal geslag word. En nou,
Omdat Jesaja 'n profeet was, wat nie bang was om God se woord uit te spreek nie, maar presies gesê het, dat wat God wou gehad het, hy moet sê, is hy gehaat deur die Israeliete. So wees altyd bly as mense aanstoot neem. Ja, kyk as jy vir Aan jou. Christus staan. Ja, En jy leef Christus en jy praat Christus en jy praat die woord en jy's 'n lig wat skyn. Dan gaan mense wat dit nie wil hê nie, gaan nie van jou hou nie. So kom ons kom weg van daai idee, almal moet van my hou. Hulle gaan nie van jou hou nie, aanvaar dit nou maar. En as mense dan nie van jou hou nie, omdat jy die lig laat skyn en Christus se lewe leef, wees dan baie bly. Dis waarom Jakobus sê, ag dit louter vreugde, as jy in allerlei swaarigheid val, as gevolg van die evangelie en van die julle liefde vir Christus. Omdat dit is eintlik 'n beoefening van jou geduldspiere. En as jou geduldspiere tot volle ontwikkeling gekom het, sal jy volmaak wees en sonder gebrek. Dis geloof wat dan so ontwikkel deur geduld. Is geduld nie een van die groot eienskappe wat ons reeds ontvang het as 'n geskenk nie? Jy het dit binne in jou. Ek weet nie waar ek het dit nie. Ek is so ongeduldig. Wel, kom reg, kry jou kop reg. Laat Christus jou kop vul. Dan sal jy die krag hê en die vuur van die Here sal in jou kop wees en jy sal geduldig wees. Goed. So al die apostels basies, as jy vat die Jesus se disippels, kom ons vat gou Jesus se disippels. Petrus, onderste bo gekruisig. Paulus, onthoof. Daar's verskriklike dinge wat met hierdie disippels gebeur het op die einde van hulle lewe. En baie keer verloor ons dit uit die oog uit. Ons dink hierdie mense het gepreek en hulle was VIP's en almal het van hulle gehou en hulle het lang vrugbare lewens geleef en niemand was ooit kwaad vir hulle nie en dis nie so nie, hulle het betaal met hulle lewens en Jesaja. Tog was hulle het hulle nie omgegee nie, want hulle het 'n prys verwag, Precies. 'n kroon. Jy het nou onlangs 'n les gebring oor die krone wat ons het, ja. En Jesaja, hierdie laaste hoofstukke wat hy doen, wat hy so erg met die mense aangaan. As jy gaan na Hebreërs 10 toe, gaan na Hebreërs 10. Ek kan nie wag dat ons die boek Hebreërs gaan begin vat nie. Hebreërs Sal 10 jy vers sien? 11 Jy's nou in Hebreërs 11. vers 37. So is Hebreërs 11 vers 37. Hebreërs 11 vers 37. Nou wil ek eers weer teruggaan na Jesaja toe. Jesaja is, nadat hy die boek Jesaja geskryf het, het hy 'n paar jaar geleef en toe het hulle hom gevang en toe het hulle hom middeldeur gesaag. Ja, En dit staan hierso in Hebreërs 11 vers 27. lees dit vir ons. Hulle is gestenig. Stefanus is gestenig, in stukke gesaag. Profeet Jesaja. Staan dit daar profeet Jesaja in stukke gesaag? Nee, maar as jy hom gaan Ja. opkyk Ja, in die argiewe. in die argiewe, dan sien studie jy, dit ja, was Jesaja. dit Wow. was Jesaja. Esegiel, die profeet Esegiel is lewendig geskien. Geskien met hoe sy vel is afgetrek. Ja. Ja. Dis die prys wat hulle betaal het, omdat hulle reguit gepraat het en gesê het, nee, nie so nie. Omdat hulle geweier het om Yes. saam te speel met die mense, hulle het God se kant altyd gevat. Nou, hoekom wil 'n mens God se kant altyd vat? Hoekom wil 'n mens deel wees van die Here? Want die Here is slimmer as ons. Hou op om slim te wees in jou eie oë. Waar het jou eie slimmigheid jou gebring tot hier na toe? Nêrens. Kom ons raak slim in Jesus, in die Here. Jesus is die bemiddelaar. Hy het vir ons kom wys hoe lyk ons Vader, en as ons Jesus sien, sien ons die Vader. En as jy die Vader sien en die Vader koester tussen jou ore, gaan jy gesond wees. Soos Johannes sê, ek wens bo alle dinge dat julle gesond sal wees, soos julle tussen julle ore gesond is. Ek sit sommer my eie vertaling daarin. Soos jou siel gesond is. As jou kop, denke, gedagtes vol van die woord is, wie stem saam? Ons het nou gepraat van die roos van Saron, wie Christus is, hy is die geneesheer.
Wie is Christus? Hoe ervaar ons hom vandag? Deur die woord. Hy is die woord wat vlees geword het, onder ons kom woon het. So hierdie woord wat ons nou hier kry, wanneer ons dit vat en ons koester dit, dan maak dit ons gesond tussen die ore. Yes. Sê amen. En as jy gesond is tussen jou ore, jou denke, gedagtes en gemoed, gaan jou lyf ook baat vind daarby. Amen. Goed. Vers 15. En julle sal jou naam vir my uitverkorenes as 'n woord van verwensing laat agterbly. En die Here sal jou ombring, maar sy knegte sal hy noem met 'n ander naam, sodat hy homself... Wat van dit ons nou die dag gedoen het, daar is 'n Precies. naam wat niemand ken nie, behalwe hy Precies. self, en sy naam is die woord, Die woord. van God. Waarmee is ons nou besig? Die woord. Die Heilige Gees nou binne in ons, lei ons in die volle waarheid, dan gaan hierdie woord, en nou ontdek ons sy naam, binne in ons, tussen ons ore. Okay. sodat hy homself seën in die land en hom sal seën by die God van waarheid. Hy wat sweer in die land sal sweer by die God van waarheid, omdat die vorige benoudhede vergeet is en verborge is vir my oë. So vers 16 is so 'n soort van 'n aanloop vir die nuwe dimensie wat aanbreek vir nou kom hulle het, wat hier kom in het nou. Christus is. Aha. Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde. En aan die vorige dinge sal nie gedink word nie, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Nou kan ek net Hierdie so vers, ietsie net daar beautiful. insit. Hierdie vers is beautiful. Wanneer hy praat van hemel en aarde, dis beeldspraak. Jesus kom in Matteus 24 en hy sê, sien julle hierdie tempel, hierdie gebou, nie een klip sal op die ander een gelaat word wat nie afgebreek gaan word nie. En dan gaan hy aan in Matteus 24 en dan sê hy eintlik, hy sê, hierdie dinge sal gebeur. Hy sê die aarde en hemel sal verbygaan, maar my woord sal nie verbygaan. Nou die Jode van daai tyd het baie mooi verstaan as Jesus praat van hemel en aarde. Hy praat van die tempel. Die tempel was genoem hemel en aarde. Dis die plek waar hemel en aarde ontmoet. God hemel ontmoet met ons aarde. Dit was die tempel en die priesters dan in die tempel die lig laat skyn vir die mense, God se woord na hulle toe gebring. Verstaan julle dit? So hemel en aarde, as julle dit sien in die Bybel, dink dadelik tempel. So hy gaan 'n nuwe, wat skep? Tempel. En wat het toe gebeur op die dag van Pinkster? Hulle is almal gevul met die Heilige Gees. Heilige Gees was altyd net God se Gees teenwoordigheid in die tempel, die gebou. Nou verander dit heeltemal. 'n Nuwe hemel, 'n nuwe aarde word geskep. En dan kom Paulus uiteindelik sê, weet julle nie dat julle is die tempel? Wow! Dis die nuwe. Goed. Kom ons hou dit net in gedagte. Gaan aan pastoor. Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde. Verwys na 2 Petrus 3:13. Hy sê ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Nou as jy in Openbaring 21:22 gaan kyk, dan sien jy God se koninkryk, daar sal nie iets inkom wat onrein is nie, daar sal nie iets inkom wat vlekke op het van sonde en of van skuldgevoelens of van enige onreinheid of Want enige kyk, iets toe nie. die priesters moes ingaan, hulle moes gereinig word. Presies. Deur baie wassinge en reinigingsmetodes, want hulle kon nie die tempel en die mees heiligste plek ingaan as hulle nie skoon en rein is nie. So dit rym nou met ons. Nou wat gebeur nou? As jy wie van julle sal saamstem dat Jesus is rein? Hy sê op 'n ander plek, hy sê, julle is rein, alreeds rein deur hierdie woord wat ek met julle gespreek het. So wat maak ons rein? Die woord. Wie is Jesus? Die woord. Hierdie woord wat ons nou hoor. Kan jy en daarom praat hy ook in Efesiërs 5. Hy sê, daar's 'n kopwassing. Yes. Gewas met die waterbad van die woord. Waar word jy gewas? Tussen jou ore, met die woord. Wie van julle sal my saamstem, die woord het die krag om jou kop te suiwer en skoon te was. Nou wie is jy? Jy's die tempel. Sê al nie? So, nou as hy sê, daar sal nie meer wat wees nie, onreg wees in jou, of lelike dinge in hierdie tempel nie, dan is dit presies waar ek en jy nou staan. Mits ons die moeite doen
om ons koppe te laat was. Wie is almal bly om hier vanmôre te wees vir 'n kopwas? Ek is bly vir hierdie kopwas. Wie stem saam? Ons koppe het 'n bietjie 'n was nodig, gereeld. Sodra jou kop so 'n bietjie swaar begin voel en jy voel jou kop wil met jou weghardloop en daai ou, soos jy altyd sê, die hamster wat so op die wielietjie hardloop. Kom nou mense, laat ons koppe laat was deur hierdie kosbare woord. En dan sal ons reinheid en geen spanning ervaar in die tempel, wie ons is. Goed. Vers 17, en aan die vorige dinge sal nie gedink word nie. En hulle sal in die hart nie opkom nie. Pragtig. Vorige dinge sal nie gedink word nie. Daar's 'n liedjie wat ons sing, ons het onlangs gesing. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. Nou, hierdie aan die vorige dinge sal jy nie meer dink nie. Dis nie dat jy soos 'n robot jou memory gewipe word nie. Maar die glorie van Christus wat skyn, gaan so erg wees en so brilliant wees, dat al die dinge wat hulle aan jou gedoen het, sal wegval, soos 'n saadkorreltjie wegval van jou af. Al die negatiewe Al die ervarings, negativiteit. vindings wat jy in jou lewe Al die gehad het, swaar wat jy gehad het, al die probleme sal wat angel jy gaan gehad uitgehaal het, word, yes. ja. Jy sal nog weet dit het gebeur, maar dit pyn jou nie meer nie. Kan jy Maak meer nie meer pyn saak hê? nie. Wow. Maak nie meer saak nie. En dan sing ons 'n ander lied van Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Wow, ek is so bly oor hierdie vers, want onthou ek het verlede week gepraat van Shadrach. Die uitwissing, Sha is absorbeer. Pastor Jan, gee my net 'n kans. Okay, Greekie, jy kan Sha aangaan. dis 'n container. Die da kom in en dit transformeer jou gedagtes. En dan dak, die ak, of die einde, jy's herskep. Wow. Is 'n nuwe koninkryk, is 'n nuwe plek wat jy leef. Jy is nou 'n nuwe skepsel. Is dit Romeine 12, nee? Word verander deur die vernuwing van jou gemoed, soos ons verlede keer vasgepraat. En aan die vorige dinge sal nie gedink word nie, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Kan jy sien, dit pas saam met Openbaring waar hy sê, daar sal nie meer trane wees nie, daar sal nie meer droefheid wees nie, daar sal niks meer wees nie. Jy sal wel, jou memory gaan nie gewipe word nie, maar dit gaan nie meer trane bring nie. dis verby. Jy huil nie meer nie. Maak nie meer saak nie. Jy lag eintlik nou oor die gebeure. Maak nie meer saak nie. Ja. Wie van julle kan onthou toe jy 3 jaar oud was, het jou pa of jou ma jou 'n pak slaag gegee? En nou sê jy, dit was kan goed, dit nie meer ek het onthou 'n goeie nie. mens geword. Ek kan dit nie meer onthou nie. En so maak dit nie meer saak nie. En jy is nou vry daarvan. En natuurlik hierdie verwys ook na die ou verbond met die offer van diere om vir jou sondes net te bedek tydelik. En die nuwe bedeling is natuurlik Christus, die ware paaslam, wat nie die sondes net bedek nie, maar dit heeltemal wegneem. Kan jy sê wegneem? Hy neem daai gedagtes weg, hy neem daai pyn weg. En daarom moet ons daai pyn en verbittering en swaar kry aan die kruis los wat dit hoort. Want ons het saam met hom gesterwe, gekruisig en begrawe, dit is verby. En saam met hom lewendig word, opstaan en sit, klaam pak, sê amen. Wow. Nou iets wat heeltemal gaan verdwyn wanneer jy in God se teenwoordigheid 100% is jou persepsie van jouself. Jou identity.
Baie keer dink ons aan onsself, ek dink aan myself, kom, sê bietjie vir my, waaraan dink julle? Jy dink aan jouself as, ag, ek is 'n middeljarige persoon, ek het 'n probleempie hier en ek het 'n probleempie daar en ek is nie vreeslik mooi nie, jy weet my een oog is groter as my ander oog, my neusgate is te oop of te plat, of ek het te plat neus vir sekere mense. En die identity wat jy het van jouself en jou lewe hier op aarde, dit gaan uitgewis word, want jy gaan jouself sien soos wat God jou sien. En dit gaan 'n perfekte prentjie wees. Jy gaan vir die eerste keer sien jou waarde wat jy gehad het op hierdie aarde. Jou ware waarde. So, daar gaan daar nie meer wees. Ek dink byvoorbeeld aan kindertjies wat gebore word met 'n gebrek en al daai tipe van ding. So hartseer. Maar wanneer ons in God se teenwoordigheid kom, in hierdie nuwe hemel, nuwe aarde, 'n nuwe dimensie kom, dan maak dit nie meer saak nie, dit val weg. En wat wonderlik is, omdat jy nou die tempel is, ervaar jy God se teenwoordigheid binne in jou, die Heilige Gees. En wanneer jy net bietjie tyd spandeer en bietjie uit jou gejaagde lewe kom, bietjie gaan stil raak met die woord, Psalm 1, oordink die woord dag en nag, dan ervaar jy daai teenwoordigheid van die Here nou, hier, en dit bring vir jou geweldige groot bevryding en verligting alreeds. Nou dink ek aan 'n ander lied, wat, and he made beautiful things of my Ja. life. Ja, ken jy hom? Nee. Kan jy hom sing? En ek dink ook aan die lied wat Piet altyd sing, something beautiful. He made something beautiful out of my life. Ja. Amen. En dis nou 'n proses wat nou aan die gang Dit is. is reeds, Baie mense dis wag. reeds 'n reality. Ja. Nee, is Ja. dit jou oë, kan dit nie sien nie. Baie mense wag nou vir een dag. Yes. Mense, vat dit nou. Christus is nou 'n werklikheid. Sê amen. Goed. Vers 18, maar wees julle bly en juig vir ewig. Halleluja, ons kan net Vir hier ewig. ophou, maar wees julle bly en juig vir ewig. Hoekom kan jy nou al juig en bly wees vir ewig? Want hy is Because binne in why? jou. Hy het dit klaar vir jou gedoen. You already have it. Sy Jy sien dit teenwoordigheid net binne in nie. jou is Yes. ewigheid binne in jou. Afstand verdwyn, tyd is verdwyn. Ja, ons liggame is onderworpe aan afstand en tyd, want soos die horlosie loop, raak jou ou lyf al hoe ouer, maar daar's iets van jou wat nooit uitraak nie, en dis jou gees. Sê amen. Hy sê, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig. Geestelike Jerusalem is geskep om te juig. En sy mense om bly te wees. Nou ja, ons het Halleluja. onlangs ook besef dat ons is Jerusalem. Amen. Ons is die stad wat op 'n berg is wat die lig skyn, wat nie weggesteek kan word nie. Jesus noem dit so. Hy sê julle is die lig van die wêreld. Sy lig skyn nou deur ons. So, nou, wanneer gaan ons bly wees? Eendag as ons in die hemel is. Wanneer gaan ons bly wees? Nou, Nou kom nou. Sê vir jouself, jy is bly. amen. Daar's 'n blydskap in jou wat wil loskom. Nou. Amen. Hoekom keer jy dit? Nee, jy weet, ek het niks om bly te wees. Wow, kom ons gee jou 'n klap, dat jy kan wakker word. Wat doen hulle met 'n mens wat hysteries raak? Dokter gee hom 'n klap, 'n vet klap. Sê almal 'n vet klap. Nou wat jy en ek nodig is 'n vet klap van hierdie woord. Dat ons kan wakker word. Paulus sê, weer Efesiërs 5, word wakker. Staan op uit die dode, uit julle slaaptoestand uit. Sodat Christus oor julle kan skyn. Wanneer hy skyn nou oor jou, want hy's by jou. Christus is 'n werklikheid nou binne in jou. Sê amen. Kom vat dit nou. Skyn man en wees bly. Daar's weer die vrugte van die Gees. Jy is klaar die boom wat geplant is by waterstrome wat vrugte gee op die tyd. Blydskap is een van hulle. Galasiërs 5:22. Ek weet ek praat baie daaroor, maar ek wil jou herinner wie jy is. Ons is wat die woord sê ons is. As die Bybel sê, die woord, Christus sê, jy is bly, hoekom doen jy iets anders dan? Hoekom is jy so sad? Hoekom praat jy sulke sad stories?
Hoekom kla jy so en moan jy so? Nee man, wees bly. As jy mense vra, hoe gaan, dan sê jy, bly. Ek is bly. Waarom is jy bly? Ek weet nie, maar ek is bly. Nee, ek is bly want Christus is in my. Amen. Amen. Goed. En ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk. En daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Is eendag net as vir MP, wanneer ons Ja. hemel toe gaan. Nie. Ja. Nee man, jy is dan nou Snap. die een van die Here. Jy's die lig nou van die Here. Jy's die blydskap van die Here. En nou laat ons jou hoor. Daar sal nie meer, al wat kom uit jou mond uit, dit sal gemoun en 'n gekla, sies man, kom nou. Amen. Die Bybel sê, daar sal nie meer dit wees nie. Dit is klaar gebeur, Christus het die werk voltooi, hy's binne in ons, kom ons juig. So wat basies nie meer gaan bestaan nie, is sonde. En wat is sonde? Die Griekse woord Mis hamartia, die merk. mis die beeld van die Vader, Dit wat bestaan liefde, nie meer blydskap, geduldigheid, vriendelikheid en so meer is. Ja. Want as daar nog sonde is, beteken dit, daar word nog die merk gemis. Dit beteken en jy as die herinner- merk dan- gemis ja. word, dan is daar verontskuldiging en daar's beskuldiging en Dit beteken jou kop is vol kyk nonsens, jou kop deesdae. is vol smarte. Kyk deesdae hoe mense is. Ja, maar jy het dit gedoen. Jy het dit gedoen. Jy het dit gedoen. Jy het dit gedoen. En dis aan die orde van die dag. En wat sê hy, sal nie meer daaraan dink nie. Maar wanneer Christus geopenbaar word soos wat hy hier geopenbaar word, is daar nie meer iets van, daar's nie meer hamartia nie. Dis nou tyd dat Christus deur ons geopenbaar word, want hy's klaar werklikheid. Maar daar is nie hy's meer klaar in ons. hamartia nie. Daar is nie meer hamartia nie. Hoe gebeur hamartia dat dit wegval? Omdat jy jou kop vul met Christus. Christus is die oplossing van harmonia of van sonde wat liefdeloosheid is, geduldloosheid is, vriendelikloos is. Dink mooi daaroor. Toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, het hy gesê, it is finished. What was finished? Sonde. Ja, Jy het nie meer nodig om sonde te doen nie, Ja. want hy het dit betaal. Hoekom hang jy nog dit aan en sê, maar ek is skuldig, ek is skuldig, ek is skuldig? want jy bedink dit die Nee, hele tyd. As jy die gaan- hele tyd gaan dit na bedink, een- gaan jy dit wees. Gaan na 1 Johannes 1 vers 9 toe. As jy iets verkeerd gedoen het en jy het op iemand se toon getrap, doen 1 Johannes 1 vers 9 en sê, ekskuus man, vergewe my, dankie hoor, baie. En beweeg aan. Moenie laat dit jou ketasa nie. Ok, daarvandaan sal nie meer kom 'n suigeling van 'n paar dae of 'n grysaard wat sy dae nie voluit lewe nie. Nou hier wil ek net iets sê. Ons is baie vasgevang aan jare, jaartalle. En die babatjie is nou so oud. Happy birthday, jy is nou so oud en jy is nou so oud. Maar as jy in God se teenwoordigheid is, God is tydloos. En jy, en in hierdie nuwe dimensie, gaan ons nie meer 'n babatjie se jare tel en sê, jy's nou 3 jaar oud, jy is nou 4 jaar oud nie. Want daar gaan nie klein getalle wees en groot getalle wees nie. Daar gaan net volkomenheid wees. En nou praat jy uit Jesaja se mond uit, want hy sien dit nog gebeur, maar nou kyk ons terug Yes. en ons sien dit het klaar gebeur. Yes. 2000 jaar terug het Jesus ons almal by die kruis ingeneem en ons alles gegee wat hy daar vir ons en as ons gedoen het. Ek wil net iets sê wat 'n mens, mens wil nie eintlik dit preek nie, maar wanneer jy jou geliefdes gaan ontmoet aan die ander kant, gaan hulle, as hulle in 'n rolstoel gesit het, gaan jy hulle daai kant ontmoet, dan sit hulle nog steeds in 'n rolstoel. Gaan jy daai mense ontmoet en dan het hulle nog steeds grys hare, gaan jy daai mense daar ontmoet en hulle het nog steeds kanker? Nee, natuurlik nie. En dis wat hy hier bedoel. Daar gaan volkomenheid wees en die mense wat jy daar weer gaan sien en weer gaan ontmoet, gaan op die kruin van hulle lewe wees. Amen. Amen. Want God is tydloos. En ons moet ook tydloos wees.
Vers 21. Want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word. En hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie, want hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Halleluja. Nou Pastoor Jan, jy het baie om te sê oor bome. Ja, Jesus gebruik natuurlik hier dieselfde beeldspraak. Hy sê 'n boom word geken aan sy vrugte. En dan verwys hy na 'n boom as 'n mens. Dan sê hy wat die kop van vol is, loop die mond van oor. En dan sê hy uit jou mond sal jy geoordeel word en jou mond sal jy vrygespreek word. So hy noem ons bome. Hy sê 'n boom word geken aan sy vrugte. Die vrugte kom uit die mond of uit jou leefwyse uit dan. En wat se vrugte moet ons dra? Galasiërs 5:22 vrugte. Die teenoorgestelde van harmatia of van sonde is die vrugte van die Gees. Die vrugte van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduldigheid, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. Nou, as jy dit leef, kan jy iemand seermaak? Nee. Kan jy harmatia? Kan jy liefdeloos optree? Nee. So, wat is dan die geheim? Glo wat die woord sê van jou. Die woord sê jy is dit klaar. Sê dankie Here. So elke oggend wanneer jy bid, dan sê jy dankie Vader, ek is liefde en liefde is blydskap. Ek is bly. Ek is vredevol. Ek is geduldig. Ek is vriendelik. Jy wat sê regte Afrikaanse woord nou jy print dit in vir jouself. Jy oordink dit. Oordink die woord dag en nag. En weet jy wat, as jy dan die oggend klaar gebid het, sy teenswoordigheid ervaar het, jou eie sy teenswoordigheid in jou, en nou raak jy ook teenswoordig met sy teenswoordigheid. En wat is sy teenswoordigheid? Liefde. So weet jy wat, wanneer jy 'n geleentheid kry, dra die vrugte op die tyd wat dit nodig is. Nou kom daai dag vir jou. Hy storm vir jou af. En nou het jy 'n geleentheid om jou blydskap te verloor, of jou vrede, of jou geduldigheid. Maar jy het vanoggend gebid, jy het jouself sterk gemaak in die woord, wie jy is. Die woord sê vir jou wie jy is. En weet jy wat? Toe jy ongeduldig wou raak, toe raak jy nie ongeduldig nie. Toe binne in jou staan iets sterks op wat sê, geduldig. Dit kom sommer uit jou uit, want dit is Christus krag in jou. En nou verloor jy nie jou vriendelikheid nie. Jy bly vriendelik. Jy bly die goedheid van die Here, sagmoedigheid, en jy het selfbeheersing. Jy gooi nie 'n tantrum nie. Jy het selfbeheersing. Kan jy iemand seermaak? Nee. Jy leef Christus. Jy leef hemel. Jy deel hemel uit vir die mense. Jy bring mense in dieselfde wonderlike teenswoordigheid, maar jy is God se teenswoordigheid. En jy ervaar hemel en mense ervaar jou as hemel. Wie wil graag saam met 'n hemelling bly? Of wil jy saam met 'n helsing bly? Nee, 'n hemelling. Sê amen. Goed. Kom ons gaan net na Psalm 92 toe. Baie mooi. Hy sê presies dieselfde wat Pastoor Jan nou gesê het, is dat ons is die bome wat die vrugte dra. Psalm 92 vers 13. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Hy sal geplant wees in die huis van die Here, en hy sal groei in die voorhowe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. En hierdie vers laat my altyd smile en lag. Op 'n rype ouderdom sal hulle nog vet en groen wees. Amen. Om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. So, dis wat hy sê, jy's geplant in die huis van die Here. Jy sal opgroei in die voorhowe van God. En op 'n rype ouderdom sal jy vrugte dra.
jy sal vet en groen wees om te verkondig. Vet en groen. Ek like hy vet en groen. Hy praat in Hy praat van terminologie vet van en 'n groen boom. tussen die ore. Ja, maar hy praat van die terminologie van 'n boom, want 'n boom wat dood is verdroog. Ja. Nee, en jy hou droog uit. Of 'n boom Maar wat 'n- siekte in het. Ja, maar 'n lyk boom maar wat sleg, nog gesond is en groei, is 'n hy bult uit want hy groei, hy is vol. Pragtig. Nee. OK, Waar is ons nou in Jesaja 65 vers 23. 23. Hulle sal hulle nie vergeefs vermoei of baar verskielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat die Here geseën is en hulle nakomelinge is by hulle. Vermoei of baar verskielike ondergang nie. Daar gaan nie meer stres wees van joh, En dis nou die hy vrou wat, moet nou vinnig hierdie kind kry want daar's moeilike dinge op pad nie. Dit sal nie meer bestaan nie, want in elk geval gaan die geboorteproses soos En wat nou ek en kyk jy ons dit terug verstaan, en ons het gaan dit, nie meer daar wees nie. Want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is en hulle nakomelinge is by hulle. Vers 24. En voordat hulle roep, sal ek Ek hou van hierdie een. yes. Met ander woorde, jy bid nog nie eers nie, dan het jy dit al ontvang. Omdat jy so in sy teenswoordigheid leef. Ek meen, as jy in God se teenswoordigheid leef, dan vra jy nie eintlik meer nie. Want as jy vra, as jy, Vader, waar is U? Help my Vader. Dan bely jy eintlik iets, dan sê jy, Vader, U is ver. Daar's afstand. Sien julle die afstand? Hoe is jou gebede? Verklaar jou gebede afstand of verklaar jou gebede teenswoordigheid? Sê jy, dankie Vader, U is in my, U teenswoordigheid is in my, U kragtige Heilige Gees is in my. Dankie Here. U is my herder, niks ontbreek my nie. Kry julle dit? Nee, ag Here, gee vir my. Ek weet ons het tekorte en ons sien nie tekorte, maar moenie jou tekorte uitspreek nie. Spreek jou oorvloed uit. Spreek die woord uit. Dis baie keer 'n bietjie 'n geloofsaak om dit te doen, hè. Want eintlik wil ons mou. Ons wil eintlik groan. Ons wil eintlik vir almal vertel hoe sleg gaan dit met ons. Nee man, kom ons raak nou gelowiges. Kom ons beoefen sy teenswoordigheid en ons praat sy teenswoordigheid. Romeine 10, met die mond praat jy tot oorwinning, tot oplossing van al jou probleme. Goed. Vers 24, en voordat hulle roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Daniël 10, Ja. vers 12. En julle ken die storie, Daniël het op die rivier se oewer vir 21 dae lank in gebed, gevas en gebid, en gevas en gebid, en gaan lees dit self, ek gaan nie die hele storie Toe verduidelik sê hy daarso, toe kom die antwoord, Vers né? 12. En toe sê hy, o, jy gaan dit nou lees. Vers 12. Toe sê die engel vir my, ek gaan vers 11 net lees. Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek. Gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan. En toe sê hy hierdie woorde, vers 12. Luister nou. Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag Sê almal eerste dag. dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. Klaar gehoor. Kan julle dit sien? Slaaf verhoor. Partykeer is dit asof daar, dit vat tyd, maar jy moet in geloof bly, jy moet sê, dankie Here, U het my klaar gehoor, U het klaar voorsien. Romeine 4:17, roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En dan vers 19 sê hy, wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou. Wees sterk, ja, sterk. En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê, my Here kan maar spreek, want U het my versterk. Halleluja. Van die eerste dag af. Here Van die hoor eerste dadelik. dag, van die eerste dag af, wat jy jou hart daarop gerig het om te bid, het die Here jou klaar
hoor. Want jou gebed is geloofsgebed. Geloofsgebed sê altyd, Jesus kom en hy praat in daai konteks, dis Markus 11, wat hy sê, as jy vir hierdie berg sê, hef jy op, werp jy in die see en in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy sê, wie sê? Jy sê, sal jy verkry net wat jy sê. Wat jy sê, is wat jy gaan verkry. Jy help nie jy bid vir iets nie, maar jy praat die teenoorgestelde nie. Roep dinge wat nie bestaan nie as wat bestaan. Moenie dinge roep wat bestaan, moenie al jou moeilikheid roep nie. Roep dinge wat nie bestaan nie. Dan hoor God se voorspoed is klaar joune. Jy kan dit nog nie sien nie, jy kan nog nie ervaar, maar jy sê, dankie Here, ek het dit klaar. Daai danksegging is baie belangrik. En dan sê Jesus uiteindelik daar in die konsep van die, as jy vir hierdie berg sê, dan sê hy die volgende, sê, wanneer jy staan en bid, dis die nuwe Afrikaanse vertaling, glo dat jy reeds ontvang het, en dan sal dit so wees. So, wat moet jou mond praat? Ek het dit reeds. Maar ons kan almal sien, jy het dit nog nie. Ek het dit reeds. Nee, maar ons kan sien, jy het, nee, ek het dit reeds. Kom dit? Julle met my? Ag, jou kinders is nie lief vir jou nie, my kinders is lief vir my. Hallo? Niemand hou van my nie, almal hou van my. Ons kan sien, niemand hou van jou nie, nee, almal hou van my. Vang julle. Roep dinge wat nie bestaan nie as bestaan. Gaan dan. Vers 24, en voordat hulle roep, sal ek antwoord, en terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Vers 25, die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos 'n bees, en stof sal sy voedsel van die slang wees, en hulle sal geen kwaad doen, of verderf aanrig op my heilige berg nie, sê die Here. Nou hierdie weer beeldspraak. Ons weet dat 'n leeu gaan nie rustig langs 'n bokkie lê nie. Hy gaan die bokkie opvreet. Die bokkie gaan baie vinnig weghardloop, maar hier kom 'n situasie, beeldspraak, waar daar nie meer onder ons is of 'n kleierery is nie. Maar jy het iets ook seker daaroor. Ja, wat het met Daniël gebeur? Daniël is in die leeukuil gegooi. Hoekom het die leeu hom nie geëet nie? Dis 'n mooi voorbeeld. Want die hoër dimensie Het ingetree. het ingeskop. God se gees het ingeskop. En die leeu het in verander. God se teenwoordigheid en die leeu se blueprint. Hy het nie 'n prooi gesien nie. Die leeu se blueprint is gechange. En hy het nie meer honger geraak nie en hy het gesien. En, Hy het maar gedink hy kyk is ook 'n nou. mens. Maar kyk nou, Daniël word in die leeukuil gegooi. Ja, En is God goed, change die blueprint. Tweaks. En die leeu se siel is om te eet nie. En die koning kom en hy sê, Daniël, geliefde man van Het God, die God. was jou God wat jy so aanbid in staat om jou te red, en hulle haal vir Daniël uit. En die mense wat vir Daniël uitgehaal het, Wat hom gevry het, ja. wat hom gevry het, word in die leeukuil gegooi. Die Bybel sê, hulle het nog nie eens grond gevat onder, Toe breek die leeu se bene. toe is hulle opgevreet. Want as God se gees gaan, dan is daai ou blueprint terug. Amen. Dieselfde het gebeur met kom ons bring dit Daniël se vriende ja. wat in die vuuroond was. Ja. Die blueprint het verander van as jy in vuur kom dan brand jy. Daar verander die blueprint, God se teenwoordigheid verander dit en die loop hulle binne in die vuur rond. En dieselfde storie, hulle haal vir Sadrag, Mesach en Abednego, Daniël se 3 vriende uit. En die manne wat naby gekom het, verbrand. Want God se blueprint Ja, die ouens is nie groot in sterk hulle nie. soldate wat hulle mis in die vuur ingooi, kon die hitte het verbrand en dan kom niks hoor nie. Ja. So wat sê dit? As jou gedagtes vol Christus is, kan daar nie negatiewe gedagtes wees nie. As jou gedagtes dan vol hemel is, want as jy die brood eet, Jesus sê in Johannes 6, ek is die hemelse brood. So as jy die hemelse brood begin eet, of dis ook teenswoordige brood, Yes. dan begin daai blueprint verander. En daar is nie meer trouble nie. En dan kom Salomo in Spreuke 23 vers 7 en sê, soos 'n mens dink, so
is hy. Hoe is jy? Soos jy dink, en wat die mond van die kop van vol is, loop die mond van oor. So ons weet baie gou wat jy dink. Ons hoor jou praat. Ja, ek sien waar jy is. Ek sien jy's in moans and groans, né? Ek sien jy's nie in die teenwoordigheid van die Here. Ek sien jy's nie in Romeine 10 nie. Jou mond praat nie oorbinding nie. Jou mond praat nie die woord nie. Jou mond praat moans. So wie is jy? Soos jy dink, so sal jy wees. As jy 'n mouner is jou lewe mouner. En weet jy wat? Almal ontvlug jou. So hulle sien daar kom jy aan sê, daar kom daai ou mouner alweer aan, laat ons wegkom hier. Hallo? Dit is altyd baie daar in die supermark, jy baie keer mense sien. Dan sien jy mense kom hier af en dan weet hulle daai een is en daai kom jy skielik om die hoek en sien daar kom die mouner want vanaand is jy weer om daai hoek, né? Wie hou van mouners? Nie een van ons nie. Wie hou van mense wat opgewonde is, altyd positief is en as hulle oor jou 'n woord spreek is dit opbouend, stigtend. Ons soek sulke mense. Sê amen. En julle is sulke mense. Ek verklaar julle sulke mense. Wees sulke mense. Wees vol van Christus. Ons sal moet afsluit. Ons sluit af. Goed, sal jy vir ons afsluit? Vader, baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat U teenwoordigheid is nie net vir uitgesoektes nie. Here, U teenwoordigheid is beskikbaar vir elke een van ons wat U aangesig soek en na U toe gaan, Vader. En dankie my Vader, dat U ons dan vul met die liefde, met die blydskap, met die vrede, maar ook met U wonderbare krag. En dankie Here, dat ons sal wees soos bome wat geplant is by waterstrome. Amen. En ons sal nie verwelk nie, Here. En alles wat ons doen, sal ons voorspoedig uitvoer. In Jesus naam. Amen.